Dames, dankie. Ons saai vanmôre ons eerste keer uit op Under God's Authority, saam met Lavekon Grace en FGHL gemeente wat saam in die aande dienste het en ons is onder hulle sambreel, hulle staan ons by, waarvoor ons baie dankie sê vir Pastor Piet, wat regtig waar ten spyte van alles nog steeds saam met ons die pad stap. So ek gaan eers open met 'n gebed, dan gaan ek vra vir die twee mans vir ons, ek het die mans gevra dat ons vanoggend die nagmaal uit sal deel. En dan gaan julle dit by julle hou, ek wil 'n kort woord gee vir die nagmaal en dan gaan ek die diens begin met 'n boodskap. Vanoggend se boodskap wil ek hê ons moet mooi gaan sit en dink oor ons eie lewe. Want dit wat ons saai in ons lewe, dit wat ons plant ons goed waarin ons kinders gaan stap. Ons plant dorings wat ons kinders op die ouend in gaan stap. So kyk dat ons lewe reg kry en die dinge reg stap, soos wat Jack vanmôre vir ons so mooi verduidelik het, en dit het my laat besef dat daar so baie mense daar buite is wat seer gekry het en daar is dorings gegooi en hulle het nie geweet hoe om die dorings te hanteer en nou sny hulle dit self af van die wêreld af. En dis nie wat ons wil hê nie. Ons wil graag hê almal moet gelukkig wees. As julle net die slideshow net die eerste gedeelte vir my kan oopmaak asseblief, sal ek dit waardeer. Kom ons buig ons hoofde en ons open hierdie diens. Hemelse Vader, ons kom vanoggend in die wonderlike naam van Jesus na U toe. Dankie vir die voorreg om as kinders saam by mekaar te kan wees. Dankie vir U liefde wat ons dra, U genade wat ons bewaar, en U trou wat nooit ophou nie. Here, ons erken vandag dat ons niks sonder U kan doen nie. Absoluut, daar is niks nie. Ons het U nodig, ons het U wysheid nodig, ons het U leiding nodig, ons het U liefde nodig. Heilige Gees, beweeg vandag tussen ons van sitplek tot sitplek. Maak ons harte oop vir die woord. Breek elke harde plekke in ons harte af. Verwyder elke wortel van bitterheid, woede, onvergewensgesindheid en pyn. Laat U woord vandag soos 'n goeie saad in die vrugbare grond val. Laat dit groei en vrug dra tot eer van U naam. Vader, ons bid vir elke persoon wat vandag swaar dra, elkeen wat moeg is, vir elkeen wat seer gekry het, vir elkeen wat voel dat niemand hulle verstaan nie. Raak hulle aan met U liefde. Vader, laat hierdie diens nie net nog 'n byeenkoms wees nie, maar 'n ontmoeting met die lewende God. Ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. As ek kan vra dat hulle so lank begin met die nagmaal uitdeel, julle hou dit totdat ek vir julle sê, julle kan dit gebruik, ons gaan dit almal saam gebruik. Nou, plant liefde en mooi genade. Dis 'n kort woord voor die groot woord. Maar in Johannes 13, kan ons kyk wat Johannes daar sê, baie dankie. Johannes 13 versie 34 tot 35, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het. Moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, en as julle liefde onder mekaar het. Nou luister mooi, as julle liefde onder mekaar het ons almal werklik wat hier sit, liefde onder mekaar. Dink 'n bietjie daaroor. Voordat ons vandag die brood en die beker gaan drink, kom ons saam in 'n oomblik stil by die groot bewys van liefde wat die wêreld ooit gesien het. Dis liefde wat onbeskryflik groot is. Die kruis van Golgotha was nie net 'n gebeurtenis in die geskiedenis nie. Dit was God se liefde in aksie. Amen. Jesus het die dorings op ons pad, hy het geen dorings op ons pad geplant nie. Hy het die doringkroon op sy kop, sy eie hoof gedra, sodat die pad van genade, dat ons daai pad kan loop. Dis daai dorings deurboor in hom vir ons om 'n lekker pad te kan stap. Hy het nie oordeel gesaai nie, hy het nie liefde gesaai, hy het liefde gesaai, hy het nie verwerping gesaai nie, hy het aanvaarding gesaai. Hoeveel aanvaarding is daar werklik by elkeen van ons? Sukkel jy bietjie se wiel? So. Sê reg, okay. Hy het is daar vir my ook een.
Jesus sy arms aan die kruis uitstrek, het hy liefde geplant in die grond van hierdie wêreld. Vandag, meer as 2000 jaar later, maai miljoene mense steeds die vrug van daardie liefde. Miljoene mense. Wanneer ons die brood eet, onthou ons sy liggaam wat vir ons gebreek is. Wanneer ons uit die beker drink, onthou ons sy bloed wat gevloei het vir die vergifnis van ons sondes. En dit is, daai vergifnis is onbeskryflik groot. Maar die nagmaal herinner ons ook aan iets anders, iets baie mooiers. Ons kan nie die liefde van Christus ontvang en dan met haat, bitterheid en onvergewensgesindheid leef nie. Maak reg terwyl jy nog tyd het. As daar vandag iemand is wat jou wat hier sit is seer gemaak het, bring dit na die kruis toe. As daar iemand is wat jou hart, wat bitterheid in jou hart het, bring dit na die kruis toe. As daar pyn is vandag, wat jy jare saam met jou dra, bring dit na die kruis toe. Want by die kruis ontmoet liefde en genade mekaar. Wat is genade? Ons het genade ontvang. So ons kan vir ons broers en ons susters ook genade hê. Want ons het dit ontvang. Vandag herinner Jesus ons, soos ek julle lief gehad het, so moet julle mekaar ook lief hê. Kan ons mekaar werklik so lief hê, soos wat Vader ons lief het? Terwyl ons nou die nagmaal gaan gebruik, kan ons vra dat JP julle net vir ons 'n sagte lied aan die agterkant aansit. Laat ons dankbaar wees vir die liefde wat Jesus vir ons gewys het en dit laat ons opnuut besluit dat daardie liefde uitleef en dat ons daai liefde uitleef in ons huise, in ons gemeente, in ons gemeenskap. Ek gaan vra dat ons kan ons liedjies sagtens sit. Luister die woorde. 1 Korintiërs 11 vers 24 tot 25. Nadat hy gedank het, het hy die beker gespreek en gesê, neem eet. Dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, die woorde. Hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels, julle daaruit drink tot my gedagtenis. U het die kruis alleen gedra, die pyn en smart vir my, elke wond, het liefde uitgeroep. As jy so kyk na hierdie broodjie, en jy breek hom, gee vir my. Dit is sy liggaam, Dankie vir die kruis, dankie Jesus, vir die kruis, vir die liggaam. Dankie vir die bloed. Dankie dat U my kom red het, toe ek verlore was. Dankie vir die spykers in U hande. Neem die nagmaal, Dankie vir die kroon. die druiwesap, hy elke druppel bloed, wat vir jou wat vir my die kruis versoening gees. bring. Dankie, neem en drink. Wanneer ek die brood breek, sien ek U gebroke liggaam. Wanneer ek die beker neem, onthou ek U verbond. U het my naam op U hart gedra, toe U vir my gesterf het. Nou leef ek deur U genade, nou behoort ek aan U. Dankie vir die kruis, Dankie my Jesus vir die kruis. Kan ons elkeen sê dankie? Amen. Dankie vir die bloed. Dankie vir die bloed, Jesus. Dankie dat U my kom red het, Dis elkeen van ons toe gered. ek verlore was. Dankie vir die spykers in U hande. Dankie vir die kroon. Waardig
ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie vir die kruis. Dankie vir Jesus wat sy lewe vir ons gegee het. Dankie vir sy liggaam wat gebreek is en sy bloed wat gevloei het, sodat ons vergifnis, redding, ewige lewe kan ontvang. Here, ondersoek vandag ons harte. Was ons skoon van alles wat U bedroef. Vergewe ons sondes. Verwyder bitterheid, woede, trots, onvergewensgesindheid uit ons harte. Terwyl ons nou die dagmaal gebruik het, Here, herinner ons aan die groot liefde wat U vir ons het. Dankie vir daai liefde. Help ons om hierdie liefde ook aan ander te kan gee, te bewys. Ons ontvang die tekens van dankbaarheid, eerbied en aanbidding. En ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons sit in die liedjie nog so 'n bietjie harder, totdat hy weer kom, kan ons sy liefde verkondig. Ons kan nie ophou om liefde te verkondig nie, want God is liefde. Dankie Jesus. Here lof op. Hier is 'n besonderse oomblik, besef julle dit. Ons saam nagmaal te kan gebruik en deel te hê daarin is vir my 'n groot voorreg. Om te weet wat Jesus aan die kruis gedoen het vir elkeen van ons. Goed, ons gaan begin met ons preek. Baie lang preek, kinders gaan nou vervelig raak. Nee, hulle gaan stil sit. Plant liefde en maai genade. Dan gaan julle vir my sê, "Sjoe, dit is moeilik om liefde te plant." Want as jy seer het, is dit moeilik om dit te gee en dit te plant. En in Galasiërs 6 vers 7 tot 9, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net die wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Dit wat hy in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal ook die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. En ja, mense raak moeg om vir mense te drukkies te gee en te sê ek is lief vir jou. Raak met mense soms moeg. Wie van julle het al moeg geword? Wie van julle het al moeg geword? Want ons leef in 'n wêreld waar mense maklik seer kry. Hulle kry so maklik seer want hulle het nog nie gedeel met hulle seer van hulle kinderjare nie. En dit maak dat jy die geringste dat iemand nie vir jou hallo sê nie, dan naak het ek nie vanoggend by almal uitgekom en ek het dalk laat het iemand ingekom en dan het ek nie gegroet en dan voel hy ja, daai pastoor maak nie 'n spesiale tyd vir my nie. Ek groet almal maar groet vir my nie. En mense plant dikwels dorings op mekaar se paaie. Veral onder familie is ons besig om dorings te plant. Want as my boetie nou nie vir my doen wat ek wil hê hy moet doen nie, dan plant ek dorings in sy lewe. En dan versprei ons kritiek, ons breek mense af, ons praat lelik van hulle. Mense vergewe nie, hulle loop met daai haat die binne in hulle. Onthou, jy kan nie liefde ontvang van Vader terwyl jy nog haat in jou hart het nie. Haat is lelik, dit is lelik, daai bitterheid. Maar God roep vandag vir elkeen van ons tot iets anders. En God sê, plant liefde en maai genade. En julle gaan aanhoudens die ding sien van, jy gaan die hele tyd 'n boodskap opkom, julle sal dit nou sien. Jy kan nie dorings plant en rose verwag nie. Kyk 'n bietjie 'n klomp bossies wat tussen 'n mooi blom geplant word. As jy nie daai bossie uittrek nie, dan versmoor hy daai mooi plant. Hy maak hom dood. En as ons onvergewensgesindheid het, en ons wil nie ons broer en ons suster vergewe nie, ons hou aan om in haat te lewe, dan word jy doodgedruk deur daai onkruid, daai gif. En jy kan nie
as jy haat saai, kan jy glad nie liefde kry nie. Ek onthou jare terug as ek in Choppies ingestap het, is dit asof daar 'n goggo in my klim, wat my laat lelik wees, want die geringste dingetjie kan ek hulle oorskel net by die tong, net omdat ek nie vergewensgesindheid gehad het nie. Dit is in my, moes ek mense vergewe het, om by 'n til te kom en te sê, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? As ons groceries gaan koop, en ons betaal iets, groet ons ooit die persoon wat die goed vir ons oplei? Of is jy nors? Dink 'n bietjie, jy kan nie 'n oordeel saai en genade verwag nie. Hoeveel keer oordeel ons nie iemand nie? Ek wil nou vanmôre, het ons nou verskriklik baie mense wat, ek dink is 24 mensies wat vervoer nodig gehad het kerk toe vanmôre. En ons moes almal plan maak om almal by die kerk te kry. En ek sê so ewe vir kleintjie, gaan Elisie daai kant van die pad staan. Dis so mistig. Dat ons weer moet oor die pad gaan. Maar ek kan Elies nie oordeel nie, want ek weet nie wat die situasie, hoekom sy nie, sy is dalk bang om oor die pad. Ek gebruik dit net as 'n voorbeeld. Sy is dalk bang om oor die pad te loop, want sy kan ook nie sien. So, nou kan ek haar nie oordeel nie. Ek moet dink aan meer as net my eie ek self. En ons is so maklik om mense te oordeel. As jy kyk, wat jy plant, sal jy maai. Nou, as jy goeders in die donker te doen, kom dit op die ou en tot die lig. Kinders, as julle aangejaag het, gaan daar 'n dag kom, wat julle aanjaag, tot die lig gaan kom. En as jy as groot mens, ek gaan my hande moet net niks hande vas. Ek wil niks hande wys na iemand toe nie. Maar as jy besig is met iets en jy is besig met die verkeerde dinge, gaan jy nooit geluk kry nie, want daai verkeerde saad kan nie opkom nie, dit gaan nie vrug dra nie. Ons maai wat ons saai, in Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, sal hy ook maai. Amen. God het sekere geestelike beginsels in die skepping ingebou. En 'n boer verstaan dit so mooi. Die boere verstaan dit so mooi. 'n Boer verstaan alles. As jy mielies plant, kry jy mos nou mielies. Daar gaan nie ertjies opkom nie. As jy 'n mieliepit in die grond gesit het, gaan daar 'n mielie opkom. As jy sonneblom plant, gaan daar sonneblom opkom. En as jy niks plant nie, wat kom op? Absoluut niks. En so werk dit geestelik ook in die geestelike wêreld. As jy liefde saai, sal jy liefde maai. Hier staan die mense in ons kerk wat, almal is in ons kerk is liefdevol. Almal. Hier is nie 'n persoon hier wat nie vanoggend, moenie my druk nie asseblief. Niemand van ons is so nie, maar daar is ongelukkig mense daar buite wat so is, wat geen liefde kan ontvang en hulle wil ook geen liefde gee nie. As jy vrede saai, sal jy vrede maai. As jy vriendelikheid saai, gaan jy vriendelikheid maai. Amen? Amen. Dink net as jy by die til kom en jy sê, maak het gaan, ek was haastig. Want daai meisie vir jou daai goed nice lyk. Nee, sy gaan nie op my man, hy gaan hom nog stadiger maak. Hy gaan nog stadiger gaan, net om jou te swaai. Maar kyk net as ons sê, goeiemôre, hoe gaan dit met jou? Het jy 'n lekker dag? Ons moet dit dan wel in Engels doen, want meeste van hulle, as jy met hulle in Afrikaans praat, dan gaan hulle nie vir jou Afrikaans saai nie, hulle gaan vir jou in Engels saai. So jy moet meeste van die tyd vir hulle mooi groet. En dan kry jy vriendelikheid terug. Wie het hierdie week vriendelikheid gegee en dit ontvang? Baie van ons. Elke dag. Nou Jesus het liefde gesaai. Jesus is die grootste voorbeeld. Toe mense hom gespot het hy liefde gegee. Toe mense hom verwerp het hy liefde gegee. Toe mense hom gekruisig het hy steeds liefde gegee. Hoeveel keer word ons nie gekruisig nie? Met woorde, met dade. Mense wat lelik is met ons, mense wat, ek kan vir julle so baie gee. Lukas 23 vers 34, en Jesus sê, Vader,
vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Nou sê ek, Vader, vergewe hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dit is nou, ek praat nou nie die ander ou goed wat nou verkeerd doen nie. Nou, baie van ons het 'n gebrek aan kennis. En ons gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Nou baie het nog nie liefde ervaar nie. Jy het as kind net moeilikheid gekry. Dis al wat jy ontvang het. So jy gaan nie werklik weet wat is liefde nie. Ek het al vir julle verduidelik in my kinderjare het ek gedink net 'n man en 'n vrou wat getroud is maak vir mekaar sê hulle is lief vir mekaar, want dis hoe ek groot gemaak is. Maar toe ek Vader se liefde ontdek het ek iets moois ontdek. En daardeur kan ek lewe vandag. Want ek het daai liefde ontvang. En ek moet die mense vergewe wat my nie geleer het nie, want hulle het nie dit gekry nie. So jy kan nie iets aangaan mee as jy nie weet wat dit werklik is nie. As jy verkeerd geleer is. Amen, amen, amen. Selfs aan die kruis het Jesus sy liefde gesaai. En vandag maai miljoene mense die vrug daarvan. Miljoene. Nou, bitterheid is 'n doring wat jy plant. En julle gaan vir my sê, daar is so baie keer wat ek praat oor bitterheid in my woord wat ek gee. En hoekom praat ek altyd oor bitterheid? Want bitterheid is daai ding wat vir eens en vir altyd jou lewe kom steel, slag en verwoes. En Hebreërs 12 vers 15 sê, pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Nou, bitterheid vernietig. Dit vernietig. Dit steel jou vreugde. Dit steel jou geloof. Bitterheid is soos 'n gif wat jy drink en jy hoop die ander persoon sterf daarvan. En God roep ons weer eens, plant liefde. Moenie bitter wees oor 'n saak. En hier is mensies wat bitter is oor 'n saak. Dit help nie ons lewe in haat nie. Dit help nie ons lewe en ons kyk hoe kan ons iemand seermaak nie. Ons moet vergewe, vergeet en aangaan as wat ons bitterheid word. Elke woord is 'n saad wat jy plant. As jy vir 'n kind sê jy is stupid, gaan hy glo jy is stupid. Ek het geglo ek kan nie wiskunde doen nie, want hulle het vir my iets uitgespreek oor my toe ek in die skool was en ek moes 'n wiskunde som doen en die juffrou het so te kere gegaan dat ek eintlik bewerig raak as iemand vir my gevra het om iets te doen in wiskunde. En ek moes eers gaan vergewe het. Ek dink aan toe ek gaan swat het en die lektor, ek het baie goed gedoen. Verskriklik goed gedoen, 80 gekry en het regtig goed gegaan met my toe ek verder gaan studeer het. Maar ek kon vir die een eksamen kon ek nie geleer het nie. Want daar was groot dinge wat in my lewe gebeur het daai aand. En daai aand is ek as persoon verniel met woorde en met die vuis. En ek moes die volgende dag ek gaan toets skryf en ek kon glad nie. Ek kon 'n klip geteken het en gesê kyk onder die klip want ek het nie geweet wat daar aangaan en ek het daai vak het ek gedryf. En die onderwyser of die lektor het gesê jy's te stupid en ek het daar gegooi met 'n pennesak. Ek het daar gegooi met 'n pennesak en ek is toe gevra om die gronde vir 'n tydjie te verlaat, maar sy kan my nie oordeel nie, want sy weet nie waar was ek nie. Sy weet nie waar was ek nie, maar ja. So daar is daai saad geplant gewees. En dit het seer gemaak. En ek moet myself as 'n voorbeeld gebruik, want ek wil nie een van julle uithaal nie. En dit is 'n werklike ding wat gebeur het. So, wat jy plant jy hoop, plant jy moed, plant jy geloof, of plant jy vrees? Dink 'n bietjie. Of plant jy kritiek? Hoeveel kritiek gee ons nie heeldag uit nie? Dis die ding wat ons die meeste kan uitgee. Plant jy ontmoediging of jou woorde bou dit of spreek dit af?
Wat is die woorde wat jy gebruik? Dan kyk ons aan die barmhartige Samaritaan. Dit is 'n mooi storie daai. Ek gaan nie die hele storie is Lukas 10 vers 25 tot nou, as ons kyk na Lukas 10 vers 25 tot 37 en daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het deur te sê, meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en jou hele krag en jou hele verstand. En jy moet jou naaste lief hê soos jou naaste soos jouself, Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe, maar hy wou homself verregverdig en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval en nadat hulle hom uitgetrek het en geslaan het, gaan hulle weg en hom half doodgelos of half dood lê. En bygeval het hy 'n priester met daardie pad afgekom, toe hy hom sien gaan hy ander kant verby. En net so ook 'n leviet by die plek gekom en hom gesien en aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan was op reis. Hy het op hom afgekom en toe sê hy vir hom. Hy het innig jammer gevoel en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi en het hom toe op sy pakdier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom. En enige onkostes wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3 dink jy was die naaste wat hom onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat die barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. So dit is nogal moeilik as 'n ou langs die pad. Dit laat my dink aan die oggend toe ek gery het om die kinders skool toe te vat en ek kom terug. En daar sit 'n man in die middel van sy pad. En hy wil selfmoord pleeg. Hy is kwaad vir die lewe. En hy wag vir 'n kar om hom raak te ry, maar gelukkig sit hy in die middel. En ek het afgetrek en hom gestop en hom uitgehaal en langs die pad neergesit. Maar weet julle hoe ek gesukkel om mense te kry om my te help om met daai man te werk? Want hy was heeltemal buite homself. Dat 'n mens vra op groepe, maar niemand antwoord nie, want dit is iemand anders, dis 'n mens wat sy naam nie aangeteken is op die lys van, hy's nêrens te iets nie, hy's sommer in niks. Is jy bereid om die niks wat daar is, wat nie sy naam iewers te iets beteken, te help sonder om enige vergoeding te kry of te sien dat jy goed doen? Maar soos die priester het verbygeloop, die leviet het verbygeloop, maar die Samaritaan het liefde geplant. En hoeveel keer loop ons nie verby iemand en sien hulle swaar kry nie. Daai man het tyd gegee. Gee ons regtig tyd vir mense. Hy het geld gegee, hy het omgee gegee en hy het nie gevra wie is die man nie. Hy het net gehelp. Hy het net gehelp. Dit maak nie saak wie daar lê nie. Dit maak ook nie saak wie bid nie. Dit is wie antwoord. Onthou dit asseblief. 'n Mens sê so gou-gou, jete pastoor, kom bid, hier's iemand wat gebed nodig het. Jy kan bid, want dis nie, Here gaan nie net my gebed antwoord, hy antwoord jou gebed ook. Hy antwoord enige iemand se gebed wat bid. Nou liefde vra nie wat kry ek daar uit nie. As jy liefde gee, moet jy gee sonder om iets terug te verwag. Die mans en vrouens wat getroud is, as jy vir jou man sê, love you, en hy sê niks terug nie, wat gaan jy in die hart aan? Is hy besig met 'n ander verhouding? Hoekom sê jy vir my, hy is lief vir my nie? Nee? Is dit nie so nie? Ons moet kyk daarna mense, want dis 'n saadjie van bitterheid wat jy in jou hart plant, dis 'n saadjie wat jy plant. Moenie heeltyd dink as iemand anders nie vir jou sê terug, hulle is nie vir jou nie. Want moenie daai saadjie plant nie, daai saadjie bring moeilikheid. En vra altyd, hoe kan ek help? Hoe kan ek help? God se genade is die oes van liefde. Genade beteken onverdiende guns.
Verdien ons genade? Nee. God het dit aan ons gegee, ons het dit nie verdien nie, en tog het hy dit vir ons gegee. Nou roep hy ons om dieselfde te doen aan iemand anders, genadig te wees aan iemand anders, om mense lief te hê, al verdien hulle dit nie. Al verdien hulle dit nie. Daar is dalk iemand wat regtig waar 'n moeilike persoon is. Ek dink nou aan daai tannie wat vir my gesê het, I'm a non-believer. As ek vir haar drukkie gegee het, dink jy dit sou iets van Jesus gewys het? Wat doen 'n mens in daai tyd? Jack, waar jy is, gee net Jesus liefde. Jy weet vandag se dag, ek maak nou nog 'n grappie, toe ek Woensdag ouer te huis toe is. Toe kom ek by my kantoor uitgestap, toe sê ek, ja gelukkig is ek nie die pastoor met die Bybel onder die arm nie, maar ek's met die tablet onder die arm, want die Bybel is op my tablet. Moenie met 'n Bybel by 'n plek instap vir mense wat kwaad is vir die Here nie. Stap met liefde in. Jy kan hulle deur liefde kan jy hulle aanraak. Want die Bybel is vir hulle, sien hulle die Bybel en dit laat hulle weg. Praat ek die waarheid? Hoeveel mense het julle al bygekom as jy vir hulle kan ek vir jou bid? Nee, I'm a non-believer. Gee eerder liefde. Laat hulle daai Jesus liefde in jou sien. Laat hulle dit sien. Kom ons kyk 'n bietjie. As jy mense is wat kwaad is vir iemand, wat seer gemaak is, maak vrede. Want môre is nie gewaarborg nie. Môre is nie gewaarborg nie. Seën eerder as wat ons vervloek. Spreek 'n seën uit oor 'n persoon. Die mense wat jou seer gemaak het, bid vir hulle en seën hulle. Die woord sê seën die wat jou vervloek. Bid vir hulle. Plant liefde in jou huis, ouers. Mense wat almal saam bly, plant liefde. Wees vriendelik teenoor jou huismense. Sê dankie as iemand vir jou iets doen. Sê ek waardeer jou, want weet jy wat? Soms moet iemand hoor, ek waardeer jou. Ek is lief vir jou. Wie kan ek sê? Tiertjie? Al verstaan jy nie Afrikaans nie, maar ek's lief vir jou. Sê weet wat ek sê. Nee, you know what I'm telling you. You know, nee. Jy weet, ek is lief vir jou. Ou tiertjie. Ek kan nie haar naam sien, is te moeilik. Maar ek is lief vir jou, tiertjie. Ons kan hande vat, ons kan saam bid. Dis lekker om te bid. Om hande te vat en saam te bid. Lees saam Bybel. Woensdae aande en Dinsdae aande geniet ek dit om saam te sit en Bybel te lees en. Maar dit moet nie net op Woensdae en Dinsdae wees, dit moet elke dag wees. Moet ons saam hande vat, saam Bybel lees. En ons moet liefde plant in ons huis. Kyk 'n bietjie mense wat lief is vir mekaar. Hulle huise is heeltemal anders as die huise wat vol haat is. En dan plant liefde in ons gemeente. Ons gemeente het ons tekort aan liefde. Het ons 'n tekort aan liefde? Ons het geen eintlik te veel liefde. Nee. Ek kry gesig, nee, is nie te veel nie. Hoe meer hoe beter. In Johannes 13, onthou ons is een liggaam, né? Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Dis hoe hy gaan weet. Want as jy nou kwaad is, jy wil nou nie vir wie kan ons 'n voorbeeld? Kleintjie wil nou nie vir wie kan ons sê? Kleintjie wil nou nie vir Tokkie druk nie, want Tokkie lyk dit nie asof hy gril vir Kleintjie, want Kleintjie is nou net nie sy tipe mens. Ekskuus, ek gee 'n voorbeeld. Maar kyk toe ons sê, al wat ek soek is bietjie liefde. Wie het na almal toe gegaan? Weet elkeen 'n drukkie van Kleintjie het gegaan. Hoekom? Sy het baie liefde om te gee. Nou, hieraan sal ons almal weet dat julle disippels is as julle liefde onder mekaar het. Ons is nie die gebou nie. Ons is nie programme nie. Ons is nie kennis nie. Ons saam is liefde. Dit is wat ons is. Nou kom die gemeenskap, waar jy bly, waar jy werk. En dis waar dit moeilik is, om vir jou bure liefde te gee, om vir jou mede-ou wat saam met jou werk, wat jou altyd
wat jou lelik is moeilik om vir daai ou liefde te gee, of vir daai vrou. Mense kyk, mense luister na ons, mense let op hoe ons leef. Laat hulle Jesus in jou sien elke dag. Laat hulle sy liefde sien, laat hulle sy genade sien in jou, want dis wat die gemeenskap moet sien, is daai liefde, daai genade, daai omgee. En dan weet ek, ons moet nie moeg word om goed te doen nie, want soms raak ons moeg. Ek het vanoggend vir die mense gesê, wat vroegie was, ons sal een of ander tyd hierdie seuns moet begin aflos. Want julle sal moet begin klank hanteer en help om hierdie hele ding aan die gang te kry, want hulle gaan een of ander tyd gaan hulle verder studeer, hulle gaan weg, hulle gaan nog nie hier wees nie. So ons moet nie moeg word om goed te doen nie. Hoor julle kinders, moet asseblief nie moeg word om goed te doen nie, ons het julle nodig. Nou kom ons kyk gou Galasiërs 6 vers 9. Daar is hy. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Nou soms gevoel het asof niks gebeur nie. Jy bid, niks gebeur nie. Jy help, niks verander nie. Jy gee, niks verander nie. Jy dien, niks verander nie. Maar God sê, ons moet aanhou. As jy sien daai ou wil nie kerk toe kom nie, hou aan met bid vir hom. Hy gaan een of ander tyd, gaan hy kerk toe gaan. Die oes kom, as jy aanhou die oes kom en dit gaan op God se tyd kom, nie op jou eie tyd nie. En jy gaan maai op die eind van die dag. So dit wat jy plant, dit gaan jy saai. En daar is mense wat vandag nog pyn dra van dorings wat op hulle pad geplant is. Maar God roep ons om nie die dorings te plant nie. God roep ons om sade van liefde te plant. Sade van vergifnis. Kom ons vergewe opreg die wat teen ons gesondig het, wat teen ons lelik was. Sade van vriendelikheid, moenie nors wees nie, wees altyd vriendelik. Sade van genade. Sade van genade, want dit het ons ontvang. Want as jy vandag plant, sal dit môre groei en mense sal jy ontmoet wat daai Jesus liefde op die ouend ervaar. Mag iets van God se genade in jou wat hier sit, wat luister, begin leef. Mag jou lewe 'n tuin wees waarin skuiling gevind kan word. Mag jou hart wys jy het liefde. Mag jou hart wys jy het vergifnis. Plant daai liefde en saai en maai genade. Amen. Amen. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die woord wat vandag in ons harte, elkeen se hart aangeraak het. Vergewe ons waar ons soms dorings geplant het. Deur ons woorde, ons optrede, ons gesindheid. Vergewe ons waar bitterheid, woede en onvergewensgesindheid wortel geskiet het. Vandag kies ons om liefde te plant. Geef vir ons harte soos die hart van Jesus. Help ons om vriendelik te wees wanneer dit moeilik is. Help ons om te vergewe wanneer ons seer gekry het. Help ons om goed te doen wanneer ander kwaad doen. Help, Here, laat die saad wat vandag geplant is, groei en vrug dra in elkeen van ons se lewe. Seën elke huisgesin, seën elke huwelik, seën elke kind, seën elke bejaarde, seën elke persoon wat vandag swaar kry, Here. Laat u genade oor hulle rus, mag ons uit hierdie plek uitstap vandag, as saaiers van liefde, hoop, vrede en genade. Ons vra dit alles in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. En Here, daar waar kinders vandag weer moet leer, daar waar die eksamen aangaan, Vader, vra ek dat u met elke kind sal wees. So ook elkeen wat op die pad beweeg, Here, hou jou hand van beskerming oor elke liewe persoon. Daar waar almal weer terugkeer na hulle werke toe môre en selfs vandag, vra ek dat u die engele vooruit sal stuur om op elkeen se pad gelyk te maak. En Here, daar waar huisgesinne is wat swaar kry op die oomblik, Here, vra ek dat u vir hulle sal voorsien. Here, baie dankie vir al die genade, al die liefde. En Here, dankie vir omgee mense. Dankie vir oggend dat ons hier by mekaar kon wees om 'n drukkie te kan kry, liefde te kan kry. Net te weet daar's iemand wat omgee. Ons sê dankie daarvoor. Ons bid dit in die kragtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen en amen.